Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 4. Ons gaan die eerste 11 hoofstukke lees. En die opskrif is die versoeking in die woestyn, Jesus se versoeking in die woestyn. En nadat ons saam gebid het dat die Here sy woord vir ons sal oopmaak, wil ek vra dat ons so in die banke sal bly sit en dat ons 'n gebed sal saam sing. Die 2 verse soos wat dit aangedui is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die gawe van lewe, dankie vir ons gesondheid, dankie vir die voorreg om in die spel van die lewe besig te wees. En dankie dat U ons afrigter is. Dankie Heilige Gees dat U in ons lewe en ons wys hoe om te lewe. Dankie ook Here vir U woord, die handboek vir die spel van die lewe. En as ons vanoggend daaruit lees, bid ons dat U vir ons sal seën en dat U ons ore en ons oë van ons harte sal oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Matteus 4 van vers 1 af, die versoeking in die woestyn. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie. En naderhand het hy honger geword. Die versoeking het toe gekom en vir hom gesê, as U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as U die Seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee. En op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe en wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt. En sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Tot sover die Here se woord, mag hy ons seën as ons dit nou saam oordink. Ons is ongemaklik met stilte.
Ons is inherent bang vir afsondering, alleen wees, eensaam wees. Stiltes maak ons ongemaklik. Kan jy onthou met die inperkingsmaatreëls met die COVID-19 pandemie so paar jaar gelede, hoe erg die inperking was? Hoe erg dit was om Sondag te sit en voor die televisie te sit en te wag vir die familievergadering. My fellow South Africans. En dan word die volgende vlak van afsondering word aangekondig. Die beperking op die vryheid van ons beweging was nie lekker nie. Die sosiale afstand wat ons van mense moes handhaaf was nie lekker nie. Het was nie lekker om die hele tyd met 'n masker te loop nie. Die streng isolasie wanneer jy siek was nie lekker nie. As iemand jou bord kos voor die deur aflewer en jy moet dit gaan haal as daardie persoon weg is. En toe mense terminaal siek was in die hospitaal, moes families hulle geliefdes deur 'n venster gaan groet. Isolasie om in die woestyn te wees is nie lekker nie. Oor ons ongemak met stilte het die filosofe oor die eeue heen baie geskryf. Die Franse filosoof Blaise Pascal skrywe: all the unhappiness of men arises from one single fact, that they cannot stay quietly in their own chamber. Rather than go into solitude, we turn to diversion, to distract ourselves from ourselves. Ons wil nie in ons eie kamertjie vasgekeer sit nie. En daarom het 'n mens, as jy begin ouer word, hierdie vrees van die kamertjie in die aftreeoord. Ons wil nie in ons eie ou kamertjie sit nie. Ons wil nie in die kamers van ons koppe afgesonder wees nie. Eeue later skryf die Duitse filosoof Friedrich Nietzsche: when we are alone and quiet, we fear that something will be whispered into our ear. So we hate the silence and drug ourselves with social life. Nietzsche sê, ons vrees afsondering en ons haat stilte en afsondering. En daarom bedwelm ons onsself met sosiale interaksie. Hy sê, ons gebruik mense om ons te divert, om ons weg te lei van ons self af. Hy sê dit ekstreem, ons gebruik mense om te ontsnap van onsself af van stilte. Van die vroegste tye af was ons ongemaklik met stiltes. En deur al die eeue heen, soos wat die filosofe dit verwoord, is ons steeds ongemaklik met stilte. En dis een van die redes, dink ek, hoekom ons so groot is vandag op sosiale media. Suid-Afrikaanse internetgebruikers spandeer gemiddeld 3 ure 36 minute op sosiale media platforms. Van die meeste in die wêreld. Sosiale media neem in Suid-Afrika op verskillende platforms, neem dit 3 ure 36 minute uit die gemiddelde internetverbruiker se dag uit. Het jy al gewonder, hoekom
ons so ongemaklik is met stiltes. Hoekom ons so vlug na sosiale netwerke toe. Het jy al gewonder, hoekom moet daar altyd agtergrondgeraas wees? Die radio en die televisie moet altyd in die agtergrond aanwees. Ek soek geselskap. Meeste jong mense loop permanent met oorfone, as jy kyk langs die pad, as jy kyk in die gimnasiums, is mense besig met musiek, met podcasts in hulle ore. Henry Nouwen, die Nederlandse teoloog, gee vir ons 'n interessante perspektief hierop. Hy sê, solitude is not a private therapeutic place. It is not a day spa for the soul where introverted Christians go to chill. It's a place of encounter. Nou en sê, dis dalk die rede hoekom ons so bang is vir stilte, want dit is 'n plek van ontmoeting. Dit is 'n plek van konfrontasie. And I say, there are 3 primary encounters we must face in solitude. Ourself, our enemy, and our God. 3 primêre konfrontasies, ontmoeting in afsondering, in stilte. Jy's besig met jouself. Jy moet jou eie demons face, soos die Engelse uitdrukking sê. Jy moet die vyand in die oë kyk. Jy en God is by mekaar. En is hierdie 3 konfrontasies wat in Matteus 4 met Jesus se afsondering in die woestyn toe hy versoek is deur die Satan. Dis hierdie 3 konfrontasies wat in Matteus afspeel. So 'n bietjie agtergrond in Matteus 3, die einde van Matteus 3, voor sy versoeking word Jesus gedoop. Hy word deur Johannes die Doper in die Jordaan gedoop en dan lees ons die hemel gaan oop en dit is 'n baie besondere ervaring. Toe God deur sy gees neerdal in die gestalte van 'n duif en op Jesus kom. En hoe 'n stem uit die hemel uit aankondig, dis my geliefde seun, vir hom is ek bitter baie lief. En net daarna lei die Gees hom in die woestyn in, met die doel om hom te versoek. Die Griekse woord is eremos, the desert, the deserted place, the solitary place. 40 dae in die Judeese woestyn, of die wildernis, soos dit ook bekend staan, was nie jou tipiese hedendaagse wellness spa ervaring nie. Die wildernis was nie 'n plek met lugversorging op 'n warm dag, met sagte beddens en sagte wit handdoeke en ysbaddens en aromas van essensiële olies en rustige musiek en masserings nie. Dit was rou wildernis. Dit was 'n harde afsondering. Geen mense nie, geen stemme nie, geen kos nie, net water vir 40 dae, amper 7 weke. En in die woestyn, in hierdie plek, het Jesus hierdie 3 ontmoetings. Met homself gekonfronteer, met sy Vader, wat voor sy doop by hom intens, met sy doop intens met hom betrokke was, en dan daag die vyand op. En aan die einde van die 40 dae lees ons toe hy baie honger was, en hy fisies swak was, maar eintlik op daai punt geestelik op sy sterkste was, toe daag die duiwel op. En Jesus is honger. Dis sy fisiese plek waar hy is, op daardie stadium. En die Satan kapitaliseer op sy fisiese swakheid. En hy sê vir hom, as u die seun van God is, hier lê baie wit verskilverende kalksteen klippe, hier in die Judeese woestyn hier rondom ons, as u die seun van God is, en nie honger,
Sê die klippe moet brood word en laat ons lekker kan eet. As u die seun van God is, hoor jy Genesis 3? As u die seun van God is. Genesis 3 het God werklik gesê, die settings het verskil. Dit was die paradys in Genesis 3, met oorvloed. In die woestyn was daar niks. Op elkeen van die twee plekke van versoeking word die twyfel gesaai. As het God regtig gesê, as hy dit gesê het hy dit gesê, as God gesê het, jy is sy seun, doen dan hierdie wonderwerk. Sê die klippe moet brood word. En dan antwoord Jesus, telkens sien ons, daar staan geskrywe. Het jy opgelet, geen argument met die Satan nie. Direk net 'n aanhaling uit die skrif uit, en hy haal telkens uit Deuteronomium uit die Ou Testament aan. Hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Deuteronomium 8 vers 3 haal hy woordeliks aan. En Henry Nouwen sê, in sy boek The Beloved, hy sê oor die eerste versoeking, die Satan probeer Jesus mislei om iets opspraakwekkends te doen, sodat hy die leuen kan glo dat 'n mens iets besonders moet doen om waarde te hê. En dis die versoeking waarvoor ons ook dikwels swig vandag. Jy moet iets doen om waarde te hê. As ons iemand ontmoet, dan vra ons, wat doen jy vir 'n lewe? Dit is so op die voorgrond. Jy moet iets doen om iemand te wees, om waarde te hê. I am what I do. Maak van hierdie klippe brood. Doen iets opspraakwekkends, dan het jy 'n prestasie waaraan jy jou waarde kan koppel. En met die tweede versoeking vat hy hom na die tempel toe. Hulle staan op die hoogste punt van die tempel se dak en hy sê, spring af, jy weet mos die Here se engele gaan jou val. En die duiwel wys daar, hy ken ook die Bybel en hy haal uit Psalm 91 aan en hy haal die teks aan van die engele wat jou sal dra, sodat jy jou voet nie teen 'n klip sal stamp nie. Hy wys dat hy ook die Bybel ken en Jesus reageer weer, daar staan geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Deuteronomium 6 vers 16. Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Die teoloog Henry Nouwen skryf hieroor, met hierdie versoeking word Jesus uitgedaag om iets opspraakwekkends te doen, wat die mense aan die praat sou kry, wat hom in die Guinness boek van rekord sou kry, want dis iemand wat uit klippe uit brood maak. As mense jou naam hoor, sal jy 'n wonderlike reputasie hê. Die versoeking aan Jesus was om sy waarde te koppel aan wat ander mense van hom sê, sy reputasie. En nou skryf Nouwen, dit is die versoeking, die gedaante waarin hierdie versoeking na ons toe kom, is dit wat ons ook so baie glo, wat sal ander mense van my sê? En dit is so belangrik wat ander mense van ons sê, dat ons dikwels ons lewens daarmee inrig en slawe word van dinge, omdat ander mense se sê oor ons so belangrik is, ons reputasie. En die derde ding waarmee die Satan vir Jesus konfronteer is, hy vat hom na 'n hoë berg toe en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld en hy sê, val neer en aanbid my en ek gee jou die kaart en transport, ek gee jou die trone, die magsbasisse van al hierdie koninkryke, dis alles joune as jy my aanbid. En dan vir die eerste keer kom daar 'n bestraffing by voor die aanhaling uit die woord uit. Hy sê, gaan weg, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien.
nou skryf oor hierdie versoeking, dat die Satan vir Jesus uitdaag om sy siel te verkoop vir besittings, om sy waarde te koppel aan besittings. En dan sê hy, dis die versoeking, die gedaante waaraan dit ook vandag na ons toe kom, dat jy is, dat jy waarde het op grond van wat jy het, op grond van jou besittings. Maar nie een van hierdie drie, prestasie, reputasie of besittings, was vir Jesus belangrik nie, en hy het nie voor een van hierdie uitdagings, van hierdie toetse, oor hierdie areas van sy lewe het hy geswoeg nie. Hoekom? Want hy weet, met sy doop het hy gehoor, I am the beloved child of God, en dus, waarde. Nie besittings nie, nie reputasie wat ander mense van jou sê nie, nie prestasie dit wat jy doen nie, maar die wete dat ek God se geliefde kind is, dit gee vir jou waarde. Geliefdes, in afsondering, in ontbering, na hierdie konfrontasies, ontmoet Jesus sy Vader, en hy kry bevestiging, dat hy God se geliefde seun is. En in sy ontmoeting met die duiwel, swyg hy nie voor die versoeking, om sy waarde te koppel, terwyl dit eintlik so maklik was, aan dit wat hy kan doen nie, deur sy waarde te koppel, aan sy reputasie, dit wat mense van hom gaan sê nie, aan dit wat hy besit, as hy die koninkryke van die wêreld besit nie. Hy ontdek in die woestyn ook die waarde van die woord, wanneer die duiwel, die vyand ons kom konfronteer en versoek. Daar staan geskrywe, sê hy 3 maal. Die woord moet binne in ons harte kom sit, sodat wanneer die aanslag kom, jy nie op Google 'n teks hoef te gaan soek nie, dit moet hier in jou binnekant wees. En geleenthede soos hierdie, omgegroepe, Bybelstudies en bidure, is geleenthede waar ons vol gemaak word met die woord, sodat wanneer die versoeker ons konfronteer, en dis deel van ons lewe elke dag, dat ons kan sê, daar staan geskrywe. Die woord van God sê die teendeel. Jesus ontdek die waarde van die woord. Hy ontdek dat dit, soos die Bybel later skryf, dit 'n tweesnydende swaard is, wat diep kan insny tussen murg en been. Dis 'n aanvalswapen en 'n verdedigingswapen, die woord van God. En Jesus demonstreer vir ons in die woestyn hoe ons ook versoekings moet hanteer. Ons moenie in argumente aangaan, betrokke raak met die vyand nie. Ons moenie met hom in gesprek tree nie. Net een ding, haal net die woord aan. En hoogstens kan ons in navolging van Jesus die vyand bestraf, en net sê, 2 woorde, gaan weg. En dan eindig Matteus 4, Jesus se hoofstuk in die woestyn, eindig op 'n baie positiewe noot. Matteus 4 vers 11, daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom om hom te versorg. En Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Heilige Gees. Lees ons in die Lukas 4 weergawe hiervan. Jesus is weg uit die woestyn uit. Nie as 'n moe mens nie, maar as 'n verfriste mens. En kom ons verstaan dit goed, ons dink dalk in ons agterkoppe, Jesus was ook God. Maar in die woestyn word hy in die gestalte van sy menswees beproef. Want ons glo, soos wat hy 100% God was, so was hy ook in sy menslike natuur 100% mens. So in die woestyn word hy in sy menslike natuur gekonfronteer en getoets. Hy gaan uit die woestyn uit, vol van die krag van die Heilige Gees.
En dan lees ons in Lukas 4, almal het met lof van Jesus gepraat. Voor die wonderwerke, voor die water en wyn, voor die vermeerdering van die brood en die visse, voor die genesingswonders, blindes wat sien, lammes wat opstaan en loop, voor die opwekking van Lazarus uit die dood. Geen prestasie, geen reputasie, geen besittings nie, want Jesus het niks in sy naam gehad nie. Sonder dit alles het mense met lof van hom gepraat, het mense hom respekteer. Hoekom? Jesus het geweet, I am the beloved son of God. Ek is God se geliefde seun vir wie hy baie lief is. Dit was waarin hy sy waarde gevind het. Hy het geweet wie hy was en hy het geweet wie sin hy was. Jesus het geweet wie hy was en ook wie sinne hy was. Dis 2026, ek en jy het ook stilte en afsondering nodig om te ontdek wie ons is. Ons het ook konfrontasies met onsself, met God en die vyand nodig, wanneer ons begewe in stilte en afsondering, wat so min gebeur in ons tyd. Ons het daai tyd nodig, sodat ons die Here se stem kan hoor, die woord wat Jesus gehoor het met sy doop. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, ek het 'n welbehae in jou. Dis Februarie. Die navorsing sê, teen Februarie begin ons nuwejaarsvoornemens te sneuwel. Een na die ander. Vir ons wat vir die Here lief is en hom dien, is daar elke nuwe jaar 'n verbintenis. Jy koop 'n nuwe dagboek, 'n dagstukkie boek wat jy kan gebruik. En daar's 'n voorneme, ek gaan nie so besig raak soos verlede jaar nie. Ek gaan meer tyd vir stilte en afsondering maak. Ons praat mos van ons CSV dae as kinders, praat ons van stilte tye. Tye van afsondering. Tye van isolasie van die wêreld. Maar gou kom ons agter, die stil tye word minder en korter en geraas neem weer ons lewens oor. Dalk is dit nodig vir 'n audit in ons lewe. En partykeer help dit om 'n eksterne ouditeur te kry om die audit te hanteer, want ons is baie keer of jy's te selfkrities of jy's te sag op jouself. Dis tyd nodig vir 'n audit in ons lewens, van ons tyd en hoe ons lewens lyk. Hoeveel geraas is daar aan ons lewe wat ons stilte steel? Hoeveel van die geraas wat deel is van die lewe, ons kan nie daarvan wegkom nie, is sinvol en hoeveel is onbenullig? En hoekom is ons so besig? Hoekom vlug ons so weg in diversion, soos die filosoof gesê het? Hoekom soek ons uitweë om nie met onsself gekonfronteer te word nie? Moet ons dan soos die paalheiliges, ek weet nie of julle al van hulle gehoor het nie, in die vroeë Christelike kerk, ouens wat so ekstreem was dat hulle stellasies gaan bou het, soos hierdie houthuise wat die mense vir strandhuise teen die see opgesit het. Die paalheiliges het vir hulle pale gebou met 'n platform daarbo en hulle het hulle kos opgehuis van onder af. Hoekom? Want hulle wou losmaak van die wêreld. Hulle wil nie deel wees van die geraas van hierdie wêreld nie, hulle wil afsonder soos 'n aap op 'n paal. Moet ons nie drasties raak en dit doen nie, moet ons ekstremistiese kluisternaars raak en in Amish gemeenskappe onttrek. Moet ons weer in kloosters onttrek en kloosters gaan bou? Moet ons in verlate plekke gaan woon, afgeleë in die Groot Karoo in die platteland? Dalk moet ons in die Karoo gaan bly.
Dalk moet ons onsself op maniere afsonder, maar ek dink nie dat ons uit hierdie wêreld moet pad gee nie. Sout beteken niks as dit in 'n soutpot bly nie. As jy vanmiddag jou steak gebraai het, dan versprei jy die sout daaroor om dit smaak te gee. As Christene uit hierdie wêreld onttrek, gaan daar nie smaak in hierdie wêreld wees nie. Ons gaan nie bederf kan keer nie. Lig sit jy op 'n staander sodat dit kan wys. Jy sit dit nie onder 'n maatemmer nie. Ons kan nie sout en lig wees en ons roeping vervul as ons uit hierdie wêreld onttrek nie. So ons moet in hierdie wêreld tye en plekke van afsondering en stilte toelaat. Hoe kry ons dit reg? Hoe hanteer ons hierdie verslawing aan geraas? Die filosoof het gesê, ons vrees stilte, ons haat stilte, ons soek 'n uitweg in geraas. Hoe gaan ons sober bly in 'n wêreld wat ons ook verslaaf aan geraas, wat ons so besig hou? Hoe bly 'n alkoholist sober? Hy woon die AA vergaderings by. En daar staan hy elke week op en hy sê, ek is 'n alkoholist, dis my naam, ek is 'n alkoholist. Hoe bly ek sober as ek verslaaf is aan geraas, die geraas van die wêreld? Ek woon die vergaderings by, ons is vanoggend in 'n vergadering. En hier staan ons op en ons sê, dis ek is 'n sondaar, ek is verslaaf aan geraas, maar ek is 'n verloste verslaafde. Ek is gerehabiliteer van my verslawing aan geraas. En ons woon in die weekvergaderings by. As ons gaan stap, saam met die visvoete, saam met ander mense, en ek kom 'n bietjie eenkant, as ek betrokke is by dienswerk, as ek my begewe in 'n omgeegroep of in 'n Bybelstudie. Daar waar ons kan hoor, soos vanoggend, ons is vrygemaakte slawe, waar ons soberheid kan vier, waar ons kan hoor, jy hoef jouself nie te bewys met prestasie nie, jy hoef jou nie so te steur aan wat mense van jou sê, aan jou reputasie nie, jy hoef jou nie so te steur aan sekuriteit van besittings nie, jy's genoeg, net soos jy is, jy het klaar genoeg, omdat jy aan hom behoort. En die engele sal kom om jou te versorg. As jy behoeftes het, as jy honger het, sal die Here kom en hy sal jou help en aan jou behoeftes voldoen. Die Here sal sy engele stuur om jou te versorg. Dis weer baie woorde, soos elke preek, elke Sondag. Wat maak ons daarmee? Ek wil so 'n wyle gee wat ons aan die einde van die woord, sommer net so daar waar ons sit rustig raak, en ek wil jou uitdaag om die uitdaging te aanvaar en net saam met my deur 'n praktiese oefening te gaan. Meeste van ons het ons selfone by ons. Wil jy dit nou uit jou sak uithaal asseblief? Neem jou selfoon by jou. Hou dit in jou hand. Haal dit uit jou sak uit. Waarskynlik, hopelik is dit af. Hopelik is dit op silent of in flight mode. Hierdie klein apparaatjie, soek ek die Afrikaanse woord vir device, hierdie klein wonderlike dingetjie, gee vir enige iemand in die wêreld 24 uur van die dag en nag die voorreg, die toestemming, die vermoë om in jou wêreld in te breek, in te kom, wanneer jou selfoon lui. Hierdie slimfoon gee jou die vermoë om nou te gaan sit en in 'n biblioteek met miljarde bronne in te stap wanneer jy op die internet gaan. Dit gee vir jou die vermoë om in die wonderwêreld van sosiale media in te stap.
Dit gee vir al die vriende op watter platform van sosiale media is, gee dit die geleentheid om met jou te praat. Hulle skryf op hulle muur en jy is so nuuskierig om te kyk, wat sit iemand daarop, wat se foto's daarop, wat sê hulle nou? Dit gee enige iemand die geleentheid om vir jou 'n WhatsApp boodskap te stuur en jy wil so graag sien, daar's 'n ringetjie om, wat is die status, wat se foto, wat gaan aan in iemand anders lewe? Jy wil hierdie sosiale netwerke en dit is so maklik om jou lewe so vol te maak daarmee. En hierdie is simbool van ons geraas wat jou kan verslaaf. En ek wil nou simbolies saam met jou, myne is in flight mode, ek gaan dit nou afsit, hy het 'n knoppie, en dis die wonderlik van 'n selfoon het 'n knoppie wat aan en af sit. En ek gaan hom lank druk, sodat hy afgaan. Julle sal nie glo nie. Ek druk die knoppie en Siri sê vir my, sorry, I don't understand. Ons sit hom af en ons sit hom een kant neer. As simbool, ons gee die tegnologie wat so raas uit ons hand uit en sit dit langs jou neer. Draai die skerm na onder toe. En dan raak ons net rustig waar ons sit. Jy kan jou oë toemaak of jy kan jou oë hou op 'n plek wat vir jou rustig maak, wat vir jou kalmte gee, of dit iets in die kerk is, of as dit vir jou beter is om jou oë toe te maak, doen dit. En raak net bewus dat jy is waar jy is. Raak bewus van jou voete op die grond, jou liggaam wat dit sit in die bank, jou rug teen die leuning. Raak bewus van jou nek en jou skouers wat gespanne is oor baie geraas. Voel jou arms en jou hande waar hulle rus. En haal 3 keer diep asem. Trek diep asem in, hou dit vir 'n paar oomblikke en blaas dit lank uit. En maak net bewus dat jy hier is. Dat jy hier is in die oomblik. En dan kom die Here voor ons staan vanoggend en hy staan voor jou, hy staan voor my. En hy kyk na ons waar ons sit in 'n kerkbank hier in Vishoek op die 8de Februarie van 2026 staan die lewende God, jou Vader God, en hy sê vir jou, jy is my geliefde seun, jy's my geliefde dogter. Vir jou het ek baie lief. Jy is my geliefde kind. Vir jou het ek baie, baie lief. Moenie ongemaklik raak met nou se stilte nie. Hoor net die Here se stem. Here, dankie dat U nou vir ons kom sê dat U vir ons lief is. Ons waardeer dit opreg en ons wil antwoord, ons het U ook baie lief.
gebrekkig baie keer, maar ons het U lief. Gee ons die moed, Hemelse Vader, om stiltes in ons lewens in te bou en om met verbete dissipline stiltes te beskerm en geraas minder te maak. Seën ons as ons dit in ons harte voorneem in Jesus se naam. Amen.